Die volgende keer daaroor praat. 'n Uitnodiging tot die grootste ontmoeting. Tydens Palm Sondag, verlede Sondag, het ons gesels oor die oomblik toe Jesus in Jerusalem ingery het op die donkie en die mense gevra het, wie is hierdie man? So daaroor gesels. Wie van julle was Sondag hier? Ja. Die nuus het oral versprei. Die nuus van hierdie wonderwerke. Hierdie een wie Lazarus uit die graf uitgeroep het na 4 dae. So die nuus dit het gegons in die stad. Die stad was in opskudding. Ons het daaroor gesels en het gelees. Mense was nuuskierig om hierdie man te sien. Skares het bymekaar gekom omdat hulle gehoor het van hom, hy wat hierdie wonderwerke doen. En hulle het saamgedrom om te sê, maar wie is hierdie man? Hoe lyk hy? Ek wil hom graag sien. En ons verstaan daar die prentjie en ons het dit lekker ingekleer en ons het daaroor gesels. Weet julle wat, die menslike natuur het sedert daardie tyd nog niks verander nie. Ons bly maar nuuskierige wesens. Stamp jy nou aan jou vrou sien ek. Wie van julle is nuuskierig? Dankie vir die eerlikheid. Ouers, dis die ding. Mense is gefascineer met bekende persoonlikhede. As 'n fascinasie rondom beroemde mense. Wanneer beroemdes ergens opdaag, dan trek dit skares mense saam. By groot geleenthede dan staan mense in lang toue om 'n handtekening te kry en net 'n selfie te kan neem van hierdie persoon wie hulle bewonder. Is dit so? Was jy al so ry? Party sê nee, ek nie. As ek maar net sy hand kan skud, of net haar hand kan skud, as ek hom of haar net so vir 'n oomblik aangesig tot aangesig kan sien, en as dit gebeur, dan is dit 'n storie wat jy vir die res van jou lewe vir almal vertel, die dag toe jy hierdie bekende persoon ontmoet het, en jy kan nou maar sê, dit is so, want party van ons het helde en mense, wat ons na opkyk. Wie is jou held? Ek gaan nou eerlike vraag vra, of reg vraag vra, jy kan my maar antwoord. Wie bewonder jy? En wie is daar op hierdie aarde, kan nou enige iemand wees, wat jy bitter graag sou wou ontmoet, en die geleentheid hê om so 'n paar woorde met so 'n persoon te wissel? Gaan jy my antwoord, voor ek jou my antwoord gee? Ek het ook iemand. Alright, kom antwoord my. August, het jy iemand? Jy het braai na banana die dag geontbyt? Ja. Hey. Sy sommer enige man hier nie, hoor. Hy kuier braai na banana. Julle ken wie weet nie braai na banana, nee. Goed, wie is nog? Wie sou jy graag wil ontmoet? Ek weet party ouens wil jy vir hand op te steek nie. En ek praat in die politiek, maar hoor nou nie die konteks. Maar party ouens sou graag met Donald Trump 'n gesprek wou hê. Ja, party hou nie van hom nie, party hou van hom, maar ek dink daar's mense wat dink hy's 'n groot figuur en dit nou maar daar gelaat, maar kom antwoord my gou jy gehoor het. Sampie, niemand? Dink nou aan iemand, met wie sou jy graag 'n gesprek wou hê? Wie sou jy graag wil ontmoet om vir almal te vertel, ek het hierdie persoon ontmoet? Kom, gemeente, waar is julle? Angus Bakken. Hy? Angus Bakken, oom Angus Bakken, ja, wonderlik. So lekker wees om met hom te praat, nee. Goed, wie nog? Sê maar, Jan? Geen idee. Bill Gates, okay, ons ken hom, ja, so lekker wees. Daar nog 'n lied saam om te sing. Wie nog? Julle is maar stil, kom nou maar dus. Ek hoor nie. Ekskuus, wat sê jy? Sylvester Stallone. Imagine. Jy kry 'n geleentheid. Verstaan jy? Dit moet nou nie nou so heilig raak nie. Kom ek sê vir julle, wees vir my 'n imposante vrou. Kate Middleton. Julle weet wie's dit. Is dit Prins William se vrou, nee. Ek sou bitter graag haar van naby wou ontmoet en 'n paar woorde met haar praat. Dis regtig, sy's my interessante mens, sy's 'n imposante vrou. So ek sou graag met haar wil praat. En so glo ek baie van julle sou met iemand bekend sou wou ontmoet.
Ek kan my voorstel dat op hierdie dag, daardie dag in Jerusalem, toe Jesus die stad binne gery het, was dit presies wat baie mense wou doen. Net 'n kykie na hierdie wonderwerker. Wie is hy? Net om hom van naby te kon sien. Ek dink in die skare mense was daar baie, want baie het saam gedrom, en daar's baie wat gesê, as ons hom net van naby, en ouens, dit is so, jy sien partykeer iemand van ver af, nee. En as jy by daai persoon kom, is dit iets heeltemal anders, want elkeen het ons maar 'n persoonlikheid. Hier is die wonderlike waarheid van die evangelie wat ek volgende met jou wil deel. Jesus het nie net gekom, of nie gekom om gesien te word nie, hy het gekom om geken te word. Dankie vir daai amen. Daar's 'n paar verhale in die Bybel wat hierdie verlange na 'n persoonlike ontmoeting vir ons illustreer. Ons lees in hoofstuk 8, lees ons van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Vir 12 jaar lank was sy uitgesluit en as onrein deur die samelewing beskou. En toe sy hoor dat Jesus verbygaan, het sy deur die skare gedruk, net om aan sy soon te raak. Julle ken die verhaal. Sy wou nie aandag hê nie. Sy het nie erkenning gesoek nie. Sy het net Jesus nodig gehad. En toe sy hom aanraak, weet ons in die Bybel het daar krag uit hom uitgegaan en sy is genees. Wat 'n wonderwerk. Maar wat mooi is van hierdie storie is dat Jesus het gaan stil staan. Midde in die skare waar almal van alle kante afdruk, het Jesus gaan stil staan net vir een persoon. Dis vir my die groter wonderwerk as die genesing. Hierdie wonderlike Jesus, in 'n skare mense, iets gebeur en hy gaan staan stil vir een persoon. Hy stop, dink daaroor, kry die prentjie, en hy kyk na haar, en hy praat met haar, en sy het 'n oomblik van aangesig tot aangesig. Dis die hart van God. Gemeente, dis wie God is. God stel nie net in skares belang nie. God stel belang in die individu. Dieselfde het met Saggeus gebeur, omdat julle sy vra. Dieselfde met die Samaritaanse vrou by die put. En so kan jy deur die Bybel gaan en vele voorbeelde kry, waar Jesus sy program onderbreek het en stil gestaan het by 'n individu. Dan wil ek veel verder sê, God het 'n hart vir die onwaarskynlikes. En ek is so bly daaroor. Deur die Bybel sien ons dat God telke male die mees onwaarskynlikste kandidaate, dan kies die Here daai persoon, die mees onwaarskynlike, kies die Here daai persoon om te gebruik. Kom ons dink aan Moses, ek noem vir 'n paar voorbeelde. Moses, toe God hom roep te protesteer, hy sê ek kan nie praat nie. En tog roep die Here Moses en hy lei die volk uit Egipte land uit en hy konfronteer die groot farao. Dink aan Dawid. Dawid toe Samuel 'n koning moes salf, toe's Dawid nie eens in die ry nie, hy's nie eens geroep nie. Hy's vergete daar in die veld. Die mees onwaarskynlike kandidaat sit in die veld en pas skape op. En die Here kies hom. Hoor hierdie woorde, 1 Samuel 16 vers 7. Want nie wat die mens sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Die Here sien die hart aan. Oor en oor sien jy dieselfde patroon. God kies juis diegene wie oor die hoof gesien word. Hoekom? Het jy al gedink? Hoekom kies God altyd die onwaarskynlike? Die mens wat ander mense miskyk. God kies juis daardie mense. Hoekom? Belangrike vraag. Omdat God se koninkryk nog nooit op menslike status gebou is nie, maar op genade. Ek loof die Here vir dit. God het nie sy koninkryk kom bou op menslike status. En ons sien in ons samelewing, hoe is mense statusbewus?
Hy bou nie sy koninkryk op status nie, hy bou sy koninkryk op genade. Vandag vier ons Goeie Vrydag, God's Friday, Goeie Vrydag, dis waar het vandaan kom. En alles wat ons hier vier, en alles wat ons in herinnering roep, wys op een oorweldigende waarheid, dat die kruis van Jesus Christus, dit waaroor ons gesing het die deur oopgemaak vir elke mens op aarde om naby te kom. Dit maak my opgewonde. En ek hoop dit maak ook jou hart opgewonde. Jesus het nie net vir bekendes en rykes en magtiges kom sterf nie. Nie net vir hulle nie. Hy het gesterf vir die gebroke, vir die vergete, vir die sukkelende, vir gewone mense. Het Jesus ook kom sterf. Niemand is te minderwaardig of te onbelangrik vir die Here nie. Sê dit vir die persoon langs jou. Sê vir hom of haar, niemand is te minderwaardig of te onbelangrik vir die Here nie. Hoor dit. Hoor dit. Kom ek lees vir jou Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, Jesus, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ek lees vir daai selfde gedeelte in die boodskap vertaling. Hy het 'n mens tussen mense geword, dis Jesus. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. Jesus was in daai konteks doodgewone mens. As mens onder mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. En wat 'n vernedering. Dis hierdie Jesus. Hy kom nie aarde toe in hierdie groot almag en heerlikheid en almal moet hom raak sien en almal moet voor hom buig en die rooi tapijt uitrol soos ons maar sien gebeur. Dink daaroor saam met my. Gemeente, ons moet iets van dit verstaan vanoggend. Jesus, die almagtige koning, die allerhoogste, die allerheiligste, kom vorm nie op aarde 'n eksklusiewe klip, waaraan net die vernaames en die rykes en die ladidaas, net hulle kan aan hierdie klip behoort. Dank God vir dit. Ek wil hierdie boodskap in jou hart los. Sy liefde, waaroor ons gesing het so mooi, die kruis, 'n simbool van liefde, sluit jou en my in. En ek wil vir jou sê, as dit afgehang het van status, as dit afgehang het van wysheid, het ek laaste in die ry gestaan. Dan sou die Here by my verby gestap het. As dit afgehang het van status, wysheid en bekendheid en wat ook al, dan die Here by ons verby geloop. Hierdie een wie die skares wou sien op daardie dag, wat hom so van 'n afstand af beskou het gekom dat ek en jy, elkeen van ons, met hom 'n nabye en persoonlike verhouding kan hê. Dis wonderlik. Teen die einde van Jesus se bediening maak hy 'n pragtige uitnodiging. Ek lees dit vir jou. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Julle ken daai gedeelte? Opgeteken in Johannes hoofstuk 7. As iemand dors het, laat hom dan na my toe kom en drink. Iemand sluit almal in. Stem jy? Hier's nie net hierdie klas of hierdie klas of hierdie klas kan na my toe kom nie. Enige een wat dors het, kan na my toe kom en kom drink. Elkeen wat dors na vergifnis, elkeen wat dors na hoop, kom na my toe. Ope uitnodiging.
vernaamste en die belangrikste persoon wat ooit op hierdie aarde geloop het. Die grootste persoon, vernaamste, belangrikste, wat ooit op hierdie aarde geloop het. Nooi elke mens na 'n aangesig tot aangesig verhouding. Dink daaroor. Mense reis reg oor die wêreld om 'n paar sekondes met 'n bekende persoon te verkeer. Mense sal op 'n vliegtuig klim, hulle sal geld betaal, hulle sal moeite doen. Al is dit net vir 'n paar sekondes om met 'n belangrike persoon te ontmoet. Doen hulle daai moeite. En dan koester hulle daardie oomblik vir 'n leeftyd. En verseker is die kamera uit en die selfie is daar en hulle wys vir almal. Kyk met wie het ek gekuier. Op laerskool was daar 'n meisie gewees. Al die seuns het van hierdie meisie gehou, ek ook, ek het haar baie gelike. En ons het beklei oor wie haar tas dra. Nee, is nie nog, okay, waar is die seuns, manne? Ja, hulle gaan nie nou hand opsteek nie. Maar ons het beklei om haar tas te dra. Ek ken haar naam, maar gaan nie haar naam sê nie. Maar ek onthou haar naam, onthou haar baie goed. Maar ons het beklei om haar tas te dra, en as jy haar tas vat, en sy vat per ongeluk in jou hand, dan jy vir 'n week nie jou hand gewas nie. Ja, sal jy gaan al weet wie dit was op laerskool. Ek was hoofseun en sy was hoofmeisie. Ouens, en nou kom hierdie God. Hierdie wonderlike God. En hy kom bied iets oneindig groter aan. 'n ewige verhouding met hom. Onverdiende liefde. Onverdiende genade. Guns. En die Here sê, kom sommer naby. Kom naby. Verlede Desember het ek 'n Kersboodskap gebring. En die tema was, Jesus is vir jou gebore. Onthou julle dit? Want ons het gepraat oor, gaan vertel vir die wêreld, die goeie tyding, dat vir die hele wêreld het daar verlossing gekom, maar ek het gesê, jy kan dit nie net van 'n afstand af beskou nie, jy moet dit joune maak. Jesus is vir jou gebore. Vandag wil ek vir jou sê, gemeente, en hoor my en sluit myself in, Jesus is vir jou gekruisig. Maak dit persoonlik. En soveel keer loop mense, dan moet jy my mooi hoor. En ek wil vir 'n oomblik hê jy moet jou hart ondersoek en ek wil jou uitdaag om eerlik te wees saam met my in hierdie oggend hier. Want dis waaroor hierdie hele boodskap gaan. Mense loop soveel keer in hierdie lewe met 'n swak selfbeeld. Mense loop met 'n minderwaardigheidsgevoel oor hulle self. Mense is hard op hulle self. Mense het geen genade vir hulle self nie. Mense kyk na ander so op 'n afstand met heimwee, kyk mense veral in 'n gemeente na ander wat so geestelik sterk is, wat so deur die Here gebruik word, en dan kyk ek na daardie persoon met heimwee, want dit lyk so asof die Here meer van daai persoon hou as van my. Ondersoek na jou hart. En terwyl elkeen sy eie hart ondersoek, as jy so voel, soms minderwaardig, soms minder belangrik, jy weet die Here het jou lief, maar die Here gebruik eintlik maar net ander mense. Die Here gaan nou nie my gebruik nie. Ek het dit nou maar nou net nie.
Ek wil jou challenge, ek wil jou vra, ek wil jy in jou oë kyk. Julle ken al my verhaal en ek gaan nie weer ingaan op dit nie, maar ek het vir baie jare met my lewe met minderwaardigheid geloop. Maar wie van julle vanoggend hier sê Pieter, ek kan, die Engels praat van ek kan relate. Ek is daai persoon wat na ander kyk, so stil werk. En dan wonder ek so stilletjies, Here, hoekom gebruik jy daai persoon so kragtig? Here, hoekom seën jy daai persoon? Here, is ek dan minder belangrik? Kan ek jou hand sien? Kan ek jou hand sien? Dan is vandag se boodskap net vir jou. Net vir jou. Ons het Kersfees, het ons eie gemaak. Vandag, nie die Paasfees, nie die Paasnaweek, wil ek jy met hierdie boodskap jou eie maak. Ek wil jy met vanoggend in jou geestesoog, moet jy sien, Sampie, jy kan vir my opkom. Ek wil jy moet sien, hoe jy in daardie skare mense jouself bevind, en almal druk en hulle is voor, en almal is daar, en jy is alweer hier agter. Ek wil jy moet vanoggend sien, hoe die Here by jou stop, hoe hy jou stip in die oë kyk, hoe hy neerbuig na jou toe en sy hand uitstrek en sê, Pieter, kom volg my. Jy het so gewens dat jy hom van naby kan sien. Jy het so gewens dat jy 'n paar woorde met hom kan praat. Jy kan. Die kruis maak dit moontlik vir elke mens. Kom sluit jou oë, gemeente, dis nou tyd om jou hart voor God te ondersoek. Wie het hande opgegaan? Die mense is opgesteek in eerlikheid gesê, ek voel partykeer so. Ek voel partykeer minderwaardig. Ek sukkel partykeer met my selfbeeld. Ek wonder hoekom die Here anders so seën en partykeer voel dit my asof die Here my vergeet het. Dan is hierdie diens, ouens, vir jou. Jesus stop midde 'n skare, stop hy vir een vroutjie. En hy kyk na haar. Jesus stop vandag, vanoggend hier, in jou lewe. En hy kyk jou stip in jou oë. Hy strek 'n hand uit en hy sê, jy, my kind, sit jou naam nou daarin. Jy, Dani. Jy, Liesel. Jy, Quentin. Jy is vir my genoeg. Kan ek julle vra, julle wat julle hande opgesteek het om vir 'n oomblik te staan? Ons is in 'n bindende stemming. Kom staan voor die Here. Jy moet reageer hierop. Sê, Here, vandag kom ek. Vandag, Here, kom ek. En ek sien hoe U by my stil staan. Wil jy nie jou oë opslaan in die gees en Jesus stip in die oë kyk nie? Wil jy nie daai liefde raak sien? Wil jy vandag hierdie gevoel en hierdie minderwaardigheid en dit waarmee jy sukkel, jou hele lewe deur? Sê, Here, ek lê dit vandag aan U voete neer. I am with it. Steek jou hand uit in die gees. Sien sy hand. Kom doen dit. Sien hoe hy neerbuig. Hy stop sy hele program. En hy vat jou by die hand vandag. En hy sê, jy, ek het ook vir jou gesterf. Ek doen dit vir jou. Dit wat nou gaan volg, die wrede dood wat ek gaan sterf, en die bitter beker wat ek moet drink, is vir jou. Is vir jou. Annemarie, is vir jou. Lies, is vir jou. Roan, is vir jou. Marco, is vir jou. Wynand, is vir jou. Erika, Jeanette, is vir jou. Chantal, is vir jou. Jan, is vir jou. Vir jou. En Jesus nooi jou en almal van ons weer eens vanoggend na hierdie intieme verhouding, waar jy elke dag
met hom kan wandel van aangesig tot aangesig. Heer, ek loof U naam. Ek wil vra vir die res van die gemeente, hoor nou jy moet saam bly. Nou kan jy oë oopmaak, jy bly staan. Ek wil vra as dit moontlik is, hier is nou julle klompie wat sit hierso. Jy wat staan, bly staan. Ek wil die res van die gemeente vra om jou te omsingel. So jy moet spasie maak. Ek soek 4, 5, 6 mense by een persoon. Kom, gemeente, stap na hierdie mense toe. Smother them with love. Ek wil hê, hulle moet die oorvloed van God se liefde vandag ervaar. Kom, staan op, man is daar by julle. Staan daar by daai man tot man, vrou tot vrou. Meer as een persoon, hierso by Nicolet hulle. Kom Betty, kom, druk daar, staan daar, sit 'n hand op. Druk daai persoon styf vas vandag. Daai persoon moet deur jou vandag Jesus se aanraking voel in hierdie plek. Kom aan, doen dit. Dan reël die Here hierdie diens vanoggend net vir jou, Reggie, net vir jou, Jackie. Net vir jou, Wynand, Santa, vir jou. Kom gemeente. Wees net lief vir daai persoon, dat hulle deur jou God se liefde ervaar vanmôre. Want jy is belangrik. En jy is werd dat Jesus aan die kruis sterf vir jou ook. Dis hoekom hy gekom het en sy beste gegee het en die hoogste prys betaal het vir 'n gewone mens soos ek en jy. Net so oomblik saam met hulle daar. Dankie Here. Jy staan stil. Die Here, jy staan vanoggend stil by mense. In 'n besige, malle gejaagde wêreld staan jy stil. En jy kyk mense stip in hulle oë. Mag elkeen vanmôre, Here, U liefde ervaar. U liefde in hierdie plek ervaar. U warmte, U omgee. U belangstelling, Here. Halleluja. Halleluja. Dankie dat jy saamwerk, dankie dat jy jou liefde deel. Ons gee so 'n bietjie kans, ek sien daar's mense wat praat, soos die Gees lei. Bemoedig daai persoon. Bemoedig daai persoon. Bemoedig daai persoon. Ja, ons gee geleentheid. Dankie Here. Slaan jou oog op. Staan op. Vanoggend. In die stof van verlatenheid, selfbejammering, minderwaardigheid. Kom drink van hom, die een wat lewe gee. Amen. Ons gaan die tafel saam geniet.